Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die John Deere Afrika potgooi reeks. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Syngenta is 'n innoverende maatskappy wat nie slegs gewasbeskermingsoplossings vir boere ontwikkel nie. Ben Skoonwinkel, hoof van kliëntebemarking vir Syngenta, gesels met my oor 'n verskeidenheid van vernuwende inisiatiewe waarby Syngenta betrokke is. Syngenta wat in 2000 tot stand gekom het nadat Novartis Agribusiness en Seneca Agrochemical saamgesmelt het, is een van die grootste gewasbeskermingsmaatskappye in die wêreld met verkope van $13.5 biljoen in 2019. Volgens Ben is Syngenta se hoofdoel om nuwe oplossings na boere te bring. Byvoorbeeld, AgriClimb wat 'n versekeringsopsie aan Syngenta klante is en natuurlik baie opwindend hulle Leadership Academy for Agriculture wat hulle saam begin het oorspronklik as die Grain Academy met Graan SA, waar landbouleiers ontwikkel en toegerus word met die nodige vaardighede en kundigheid om 'n verskil te maak in die sektor. Inisiatiewe soos hierdie is Syngenta ongetwyfeld gevestig as een van die groot rolspelers in Suid-Afrikaanse landbou. Ben, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword, familie, gestudeer, vinnig 'n snapshot van die werk wat jy gedoen het tot waar jy nou is? Ek het groot geword in Botawil. Meeste mense ken Botawil want hy is geaffilieer met Nampo, Oostdag, wat daar net buite Botawil plaasvind. So ek was daar op skool gewees van, ek kan onthou, tot matriek daardeur gegaan. En daarna het ek gaan studeer by die Universiteit van die Vrystaat, waar ek in die koshuis was vir 4 jaar. BSc landbou gestudeer, waarna ek my honeurs gedoen het in grondkunde en toe ek begin het met my meestersgraad. En ek was net so begin met die meestersgraad, toe ek 'n beurs gehad by Omnia, en ek was so in die middel van klaar met my meesters, toe ek begin werk by Omnia se hoofkantoor hier in Gauteng, en daarso was ek basies 'n grondkundige, of 'n spesialis grondkundige gewees, gewerk in die presisieboerdery afdeling met die verslae ensovoorts. En ek het dan my meestersgraad klaar gemaak, waar ek ook PhD voltooi by die Universiteit van Pretoria se besigheidskool GIBS in Pretoria, of ja, in Sandton, Johannesburg eintlik. En ek was 5 jaar gewees by Omnia, toe ek geskuif na Beyer, en ek was toe weer terug Bloemfontein toe gewees vir 2 jaar, waar ek die streeksbestuurder was vir die Noord-Kaap en die Vrystaat, waarna ek weer teruggeskuif het na Beyer se hoofkantoor, toe so vir 'n jaar wat ek in bemarking gewerk het, vir so gedeelte gekyk het na aardappels en groente vir Southern Africa. En daarna het ek by Syngenta aangesluit, so 2 jaar terug, waar ek die hoof van bemarking is vir Suid-Afrika. En my familie nog steeds, my pa is nog steeds in Botawil, my ma is in Klerksdorp, my suster en haar man is in Potch, so almal is nog steeds daar in die area. En ek is getroud, my vrou kom hier van Pretoria af, sy werk by die oppositie by ISF, as ek sien, hy is 10 maande oud, so hy is onlangs nou en dan weer in die agtergrond. Ag, fantasties. So vertel ons 'n bietjie van Syngenta. Jy weet wat is die oorsprong van die maatskappy? Waar's hoofkantoor?
jy weet, hoe lyk dit oor die wêreld? Waar is die grootste markte vir die maatskappy? En dan delf ons 'n bietjie dieper in van julle produkte en dienste. Alright, Syngenta is gestig in die jaar 2000 toe Novartis Agribusiness en Zenica Agrochemicals saamgesmelt het. So twee groot chemiese maatskappye en hulle die landbougedeelte van hulle is afgestig om Syngenta nou te vorm en ons hoofkantoor is in Switserland in Basel. En Syngenta is een van die voorste chemiese maatskappye in die wêreld. In 2014 rond was ons die grootste gewasbeskermingsmaatskappy in die wêreld. Sure. Maar daar is ook verskil tussen net chemie en gewasbeskerming. Chemie kan wyd wees. Gewasbeskerming is spesifiek gefokus op landbou en gewasse natuurlik. So in die wêreld, ons is omtrent so 28,000 werknemers wat in meer as 90 verskillende lande werksaam is. As mens bietjie kyk na hoe groot is die maatskappy eintlik, Syngenta homself is so 13.5 biljoen was ons verkope gewees hier in 2019. Dis nou US dollar, né? Ja, US dollar, ja. US dollar, so dis redelik groot. Suid-Afrika natuurlik 'n druppel in die emmer van daai. Ons is so by die 85 miljoen dollars. Ons is nou eintlik klein in die groter prentjie. Waar is die grootste markte vir julle? Ons grootste markte is maar Amerika. Noord-Amerika is baie groot met al die milies wat daar is. En dan ook Europa. Dit is ons grootste mark op hierdie oomblik. Ja, so kyk, ons is 'n R&D maatskappy, 'n R&D navorsing en ontwikkelingsmaatskappy en daar's 'n groot verskil, jy weet, daar's baie chemiese maatskappye in landbou. En dan het ons die groeperinge, die party van hulle is ontwikkelingsmaatskappye, navorsing en ontwikkeling. En dan kry jy ook jou generiese maatskappye. Ons is natuurlik ook oppositie vir mekaar in die veld. Maar die hoofdoel van 'n maatskappy soos ons is om nuwe oplossings te bring na boere toe, nuwe produkte en nuwe tegnologie na die mark toe te bring om in die behoefte daar buite te voldoen. Nou dit gesê, dit kos baie geld om 'n nuwe produk na die mark toe te bring. Nou om net jou so vinnig 'n idee te gee, weet hoe lyk 'n tydlyn van dit? Dit vat omtrent 8 tot 10 jaar om een land of gewasbeskermingsproduk na die mark te bring. So eers sal jy 'n probleem identifiseer. So kom ons sê fall armyworm was iets 'n hot topic oor die laaste paar jaar. Hulle identifiseer as 'n fall armyworm. So om 'n nuwe chemie te ontwikkel om dit aan te spreek, moet jy kyk die eerste 3 tot 4 jaar proses is om die aktiewe bestanddeel te ontdek wat hierdie kan beheer. En dan gaan dit oor na formulasie van hierdie aktiewe bestanddeel in 'n produk wat dan getoets moet word in die veld in terme van veiligheid vir mens, veiligheid van die omgewing wat nog 4 jaar vat. Dan as al die werk gedoen is, dan word dit ingedien in die verskillende lande, ons sê nou maar Suid-Afrika by die geregistreer, maar dan nog 18 tot 24 maande kan vat voor hy daai produk afstempel dat hy bemark kan word in 'n land. Soos omtrent 'n 8 tot 10 jaar proses en koste hieraan verbonde is omtrent so $280 miljoen om een produk na die mark te bring. Ja, verskriklik. So ek wil vir sê daai is jou barrier to entry, maar is ook jou oppositie se uitdaging. Ja, nee, dit is natuurlik dan so vir al die navorsings en ontwikkelingsmaatskappye. Generiese maatskappye is bietjie anderster want hulle, jy weet, hulle kopie net basies die formule wat daar is of hulle ontwerp nie nuwe innoverende idees of nuwe produkte of nuwe oplossings nie. So vir hulle werk dit anderster, maar vir al die R&D maatskappye, jy weet, Syngenta, Bayer, BASF, hulle is in dieselfde bootjie as ons. Die Afrika kommandowurm kom voor in Sub-Sahara Afrika en is veral 'n ernstige plaag noord van Suid-Afrika. Klein uitbrake kom voor in die hoë reënval areas van Mpumalanga en KwaZulu-Natal elke 6 tot 10 jaar. Die ergste uitbrake kom plaaslik voor in seisoene met laat somerreëns. Die mot is bruin met wit agtervlerke en donkerder patrone voor. Die motte migreer oor duisende kilometers en die groot migrasievlugte begin vroeg aan met hoogtes van tot 1000 meter bo grondvlak wat bereik word. Motte beweeg wind af op lugstrome van 'n warmer noordelike buurstate soos Zambië en Zimbabwe. Hulle lê groepies eiers van 100 tot 400 wat binne 3 tot 6 dae uitbroei. Larwes groei tot 25 mm. Is swart met groen geel strepe oor die lyf en het 'n V-vormige merk op die kopkapsule. Vir doeltreffende beheer moet larwes vroegtydig waargeneem word. Indien larwes eers waargeneem word,
as hulle amper uitgegroei is dit gewoonlik te laat om chemies te beheer. Ben, definieer vir my gewasbeskerming asseblief. Gewasbeskerming, kom ons sê dit is in die ou taal sou mens dit genoem het, maar dis 'n lelike woord en ons gebruik hom glad in die industrie nie as soos gif. So mens kan sê gewasbeskerming is jou onkruiddoders, insekdoders en jou swamdoders. Dit is die 3 hoofkategorieë en dan het jy ook natuurlik jou saadbehandeling wat ook chemiese produk is waarmee jy saad behandel voor dit geplant word. So dit is natuurlik om jou onkruide te beheer in jou lande, insekte en plaae te beheer en dan alle swamme basies te beheer. Ek het juist nou ek vir jou genoem, ek was so rukkie terug by die Billy Miliefees en ek kom af van Pieter Steyn se kant af en hier's een van hierdie vliegtye wat nou die gif spuit, maar ek het gedag ou gaan 2 keer crash want hy vlieg. Ek kyk vir hom amper in sy oë terwyl ek op die pad ry, so laag vlieg hy. Ek het nie eers geweet daai ouens bestaan nog nie, maar lyk my hulle is daar's nog, jy weet, hulle kom spuit vinnig is daar probleme is en jy moet vinnig beweeg. Ja, nee, dit is nog volop die vliegtuigbespuitings en jy weet die boere raak ook so groot deesdae. Jy kan nie net met jou trekker vinnig genoeg al jou lande bespuit nie en as daar 'n groot probleem is of 'n investasie van iets, wil jy so vinnig as moontlik wil jy daai chemie op die gewasse neersit en vliegtye is nog steeds een van die maniere om dit die vinnigste te doen. Het jy idee hoeveel vliegtye daar buite nog is nou of wat heidaglik? Nee, ek sal vir jou jok as ek moet sê, maar daar's nog 'n hele klomp van hulle. Jy weet veral in areas waar dit ook moeilike terrein is, waar dit moeilik is om te spuit, gebruik jy ouens nog die vliegtuie en besproeiingsareas gebruik hulle dit ook nog groot. So daar's nog 'n hele klomp ouens wat dit doen. Kom ons praat 'n bietjie nou, jy weet, oor die plaaslike besigheid. Jy weet, julle het verskillende gewasse waarmee julle bedien en ek sal graag wil weet wat is van julle grootste die mark daar buite? Wat is die grootste gewas? Wat is die opwindendste gewas? Wat is die mees problematiese gewas? En waar is die grootste geleentheid? So as jy ons net 'n bietjie meer vleis kan gee om dit asseblief. Ja, ek dink in Suid-Afrika definitief is mielies is die grootste gewas in ons land. Die tweede grootste gewas is natuurlik sitrus en die derde grootste gewas is aardappels. Net om vir jou 'n idee te gee hoe hulle mekaar steek. En wat is hulle nou? Ekskuus ek val jou in die rede. Ek bedoel, wat is hulle? Is dit 80-20? Is hulle 80% van die mark of is dit groter as dit? Ja, ek sal sê hulle daai 3 saam maak so 80% uit van die mark en dan kom nou die res wat dit maar aanval. En wat is dan die res van dit? Wat is hoe lyk daai 20%? Ag, dit is nou baie groente, klomp al die verskillende groentes word saamgegroepeer. Jy kry jou druiwe, jou wingerde, jy kry al jou cereals, so jou koring, haver, gars en dan natuurlik 'n ding wat besig is om kwai te ontwikkel en groot te ontwikkel in Suid-Afrika is wat ons noem tree crops of boomgewasse. En ons sien pekanneute wat verskriklik groei, avokadopere wat verskriklik groei. So daai gewasse is ook besig om aan die toeneem en daarso is so baie vrae wat jy gevra het, waar is 'n groot geleentheid? En ek dink dit is 'n area waar daar groot geleentheid is met gewasse wat groot uitbrei. Ek dink ouens het ook besef, jy weet, jy moet diversifiseer en dan gaan nuwe markte oop oral in die wêreld. So almal is besig om te kyk, hoe kan ek bietjie wegbeweeg van my huidige praktyke om net jaar op jaar mielies te plant? As kommoditeitspryse teen jou draai of klimaat omstandighede is nie gunstig nie. Hoe kan ek bietjie diversifiseer my boerdery? Want 'n boerdery is ook nie meer soos dit ken in die ou dae nie. Dit is nou 'n besigheid. En jy moet gediversifiseerd wees in jou besigheid om houbaar te wees in die toekoms. En ek dink dit om weer daai vraag te antwoord. Syngenta se grootste fokuspunt is ook maar die mielies. En dis waarmee ons saamkom. Ons het baie produkte op mielies in terme van onkruiddoders, tot 'n groot reeks. Kyk, nie een van die chemiese maatskappye sal min of meer 'n vol program hê op 'n gewas nie. Een van hulle sal hê, want elkeen spesialiseer maar in 'n spesifieke area. As mens kyk na 'n program, daar's eintlik 'n klomp produkte wat gespuit word. Daar's nie net een onkruiddoder, een swamdoder en een insekdoder nie. Daar's 'n paar van elkeen wat ook produkte volhoubaar maak vir die toekoms en wisselwerking van produkte moet verseker word. So ons grootste fokuspunt is dan maar basies die mielies en dan tweede grootste is die aardappels en sitrus is die tweede grootste gewas in Suid-Afrika, maar ons is baie klein in die sitrus en Syngenta is die grootste geleentheid in die toekoms en waarop ons onsself toespits en fokus oor die volgende 5-6 jaar is om die sitrusmark te betree.
En net so weer iets anders wat besig is om te verander, is almal gaan moes nou groener en wil wegbeweeg van harde chemie af. Alhoewel jy nooit heeltemal wegbeweeg kan wegbeweeg daarvan af nie, maar die biologiese produkte is ook iets wat ons al hoe meer sien in die wêreld en in Suid-Afrika, meer biologiese beheer. En dis ook 'n mark, hy's baie klein nog in Suid-Afrika, maar dis ook 'n mark wat nogal baie vinnig groei op die oomblik. Ja, dis baie interessant. En hoe ek wil jy so sitrus soos jy sê is julle grootste geleentheid. Hoe vergelyk daai 3 kategorieë met mekaar? Is daar ek wil die uitdagings. Ek wil hoekom is julle byvoorbeeld klein in sitrus en so sterk in mielies? Is dit nou maar 'n geskiedkundige ding of? Ja, ek dink toe Syngenta gestig is daai tyd besluit, jy weet, op watse gewasse gaan hulle eers fokus. En mense moet dit nou ook in perspektief stel, watse gewasse is die grootste in die wêreld en watse areas het hulle spesifiek begin om produkte te ontwikkel vir gewasse. En meeste van die produkte is maar eerstens ontwikkel daar vir die groter areas en waar die grootste geleenthede is, en dis nie maar jou Amerikas en jou Europas. En ons erf dan maar altyd die produkte wat ontwikkel is. So hulle het gekyk, byvoorbeeld mielies is een van die grootste gewasse. So kom ons ontwikkel produkte vir mielies en dan daai produkte spoel dan nou weer oor na Suid-Afrika en dan doen ons registrasiewerk hier ook. So daar was net nie 'n groot fokuspunt op sitrus gewees in die verlede van Syngenta nie. Maar so sitrus groei en die geleentheid word groter, daar's 'n groter besigheidspotensiaal, is ons ook besig om te ontwikkel in daai spesifieke rigting. Sitrusbome word in rye geplant in boorde en kan tot 3 jaar neem om vrug te dra, wat geskik is vir oes en verkope. Sitrusboerdery is 'n langtermynbelegging. Vir bemarkings- en produksiedoeleindes word sitrus in die volgende 4 hoofgroepe verdeel, naamlik lemoene, pomelo, suurlemoene en sagte sitrus, byvoorbeeld nartjies. Die Oos-Kaap produseer die meeste sitrus in Suid-Afrika, gevolg deur Limpopo, Mpumalanga, Wes-Kaap en dan KwaZulu-Natal. Die stroopseisoen is normaalweg van Mei tot Oktober. Met hul oorsprong in die trope word sitrusplante wêreldwyd gegroei in 'n verskeidenheid van klimaatsones, maar dit kan nie die uiterste koue verduur nie. So jy gaan hulle nie in Bloemfontein kry nie. Derhalwe is plaaslike produksie beperk tot gebiede met matige, basies rypvrye winters en temperature wat selde onder -2°C daal. In areas met lae reënval sal besproeiing goeie groei en produksie verseker. Wat is die grootste uitdagings vir julle en selfs vir daai 3 verskillende gewasse wat julle nou met julle kliënte, met die boere en so aan, wat vind julle is kan 'n lekker kopseer veroorsaak? Ja, in terme van gewasse is om altyd nuwe chemie na die mark toe te bring. Want die chemie wat ons het, soos ek nou vir jou verduidelik het, hoe lank vat dit om 'n nuwe produk na die mark toe te bring. So daar word maar weerstand opgebou teen van die ouer chemie. En daar's ook baie van hulle werk, maar weerstand word opgebou in 'n spesifieke kategorie, so dan werk die chemie nie meer soos dit moet nie. En die ouens kry nie meer daai effektiwiteit om 'n sekere produk te gebruik nie. So dit is belangrik om nuwe chemie heeltyd na die mark toe te bring, en dit bly altyd 'n uitdaging. Ek dink as mens nou kyk net in Suid-Afrika en as ek iets nou kan pinpoint wat is een van ons kopseere op hierdie oomblik, al het mens nou 'n nuwe produk of jy het 'n ou produk wat ons noem 'n label extension wil doen. Dit is as 'n produk byvoorbeeld op mielies geregistreer is vir 'n sekere siekte, kan ons hom ook registreer op dalk op 'n ander gewas as hy sal werk daarso. Dis natuurlik die registrasieproses in Suid-Afrika wat baie lank vat. So dit word nog gedryf met die regering, dit is 'n funksie van hulle. En jy weet, van daai papierwerk ingedien word, vat dit 18 tot 24 maande om registrasie te kry. So daai produk is klaar reg. Die ouens kan hom gebruik, die oplossing is daar. Hy's klaar getoets. Hy's deur al die toetse, alles is reg. Om hy stamp of approval te kry by die registrateur. Wat so baie lank, 18 tot 24 maande, en ek dink dit is een van die groot struikelblokke vir al die maatskappye. En hoe lank vat dit in gemiddeld in Amerika en Europa? Van die ander lande is dit 'n 6 maande proses dan sê geregistreer. So dit is nie 'n ding wat net oornag gebeur nie, maar jy weet, maar dis ook nie 2 jaar nie. 6 maande. Ja. Nee, dit is baie lank. Ja. Ek dink van die ander uitdagings oor die algemeen in landbou is natuurlik klimaat. Ek dink die laaste 4 jaar het ons gesien veral die ouens wat droëland gewasse plant, so droogte ons land getuister het. En nie net die ouens wat gewasse plant, jy sien dit in die vee afdeling ook. Jy weet, die ouens kry regtig swaar
met die droogte wat daar was oor die laaste paar jaar. En gepaardgaande daarmee is dan ook natuurlik finansiering wat 'n probleem raak vir ouens wat finansier, hulle raak in die moeilikheid finansiëel. Kommoditeitspryse is ook altyd 'n groot uitdaging in Suid-Afrika, want dit word nie altyd lokaal bepaal nie, maar ander groot lande soos byvoorbeeld Amerikas wat 'n groot invloed het op kommoditeitspryse in Suid-Afrika. En dan is maar ook ander uitdagings soos politieke uitdagings. Ons almal weet daar's 'n klomp uitdagings vir ons wat dan weer lei tot 'n paar ander goeders. En dit lei dan ook as ouens 'n bietjie finansiering het om te investeer ergens anders. Kyk jy ouens eerder om mekanisasie, nuwe masjinerie in te kry, eerder as om werkers in te kry om die werk te doen, en daar's dan weer 'n kettingreaksie op werkskepping in die landbousektor wat dan ook dan weer afneem. Jy het nou gepraat van jy weet die klimaatsveranderinge. Ek wil julle AgriClimb is dit uniek en vertel ons net 'n bietjie meer van dit. Ja, AgriClimb is uniek. So wat AgriClimb basies is, dit is 'n tipe van versekering wat ons vir 'n boer verniet gee as hy Syngenta produkte koop. Daar's natuurlik 'n minimum vereiste. Maar sou jy Syngenta produkte koop, dan word jy ingeskakel by hierdie AgriClimb program. En wat ons dan basies sê, as jou reënval op jou plaas onder 'n sekere gemiddeld gaan, die gemiddeld op jou plaas word bereken, as hy onder daai gemiddeld gaan, van daar af begin jy uitbetalings kry vanaf Syngenta en natuurlik gekoppel aan die hoeveelheid produkte wat jy gekoop het. En jy kan tot en met 30% terugkry op jou Syngenta produkte wat jy aangekoop het. Sou jou reënval op jou plaas ver onder gemiddeld wees vir daai spesifieke seisoen. Sure, en hoe oud is die produk? Is dit al lank? En ek wil julle het amper is 'n versekeringskomponent, nee, dis amper julle soos 'n onderskrywer. Klink dit vir my. Ja, dit is amper so 'n versekering. Ons werk met 'n derde party versekeringsmaatskappy om hierdie vir ons te dryf. So dis nie net 'n ding in Suid-Afrika nie, maar ons het hom ook al uitgerol in baie ander lande. En dis 'n redelike nuwe produk wat ons in die mark gestel het. Ons het hom laas jaar vir die eerste keer uitgerol en begin bemark. So hy's eintlik nou deur sy eerste seisoen. En ek moet sê dit het baie goed gedoen. Ons het 'n paar uitbetalings in die Kaap gehad, ons het 'n paar uitbetalings hierbo gehad. As die ouens nou die regte vensterperiode gekies het of risikoperiode soos ons dit noem. Hy kan natuurlik kies wanneer sy grootste risikoperiode in sy plantseisoen of deur die vegetatiewe groei van die gewasse. En sou daar dan onder gemiddelde reënval val is wanneer hy die uitbetaling kry. En ons het 'n paar uitbetalings wat ons gaan doen hierdie jaar. Kyk dit om dit te dis musiek vir ouens se ore, want dis mos hulle sê mos altyd as jy wil weet of jy by 'n goeie versekeraar is, kyk wat doen hy is die pop oor die fanstrike, nê. So gaan hy uitbetaal. So die feit dat jy kan uitbetaal is dit is daai bragging rights, né? Ja, nee, dit is verseker, ja. Grootste uitdagings, en natuurlik ons sit nou en gesels, ons weet dat ek noem hom 'n Meksikaanse biergogga. So ons sit nou met hierdie Meksikaanse biergogga en ons is in lockdown en so, maar ek bedoel julle groot uitdaging, ek dink soos baie vir die spanne, julle is daar uit. Ek dink Nampo wat nou uitgestel is op sigself, weet, boerdery is 'n baie aangesig tot aangesig ding, is 'n mensgedrewe industrie. Nou kan ons nie by mekaar uitkom nie. So ervaar julle ook dit is 'n groot uitdaging heidaglik en dan ook wat sien julle die geleenthede wat hier gaan uitkom? Ja, nee, ek stem 100% met jou saam. Landbou is 'n face to face. Jy koop ook as jy produkte koop, ons noem dit altyd die man agter die kan. Jy koop nie net 'n Syngenta produk omdat jy soek spesifiek daai produk nie, maar jy het 'n verhouding met jou agent by wie jy daai produk koop en jy glo hy gee vir jou beste advies op produkte wat daar is. So jy koop by daai spesifieke mens, koop jy produk en jy sal koop wat hy ook al vir jou aanbeveel. So dit is natuurlik 'n uitdaging en een van die uitdagings wat ons ook ervaar is met nuwe produkte wat ons na die mark toe moet bring hierdie jaar. So ons het hierdie launch events wat ons beplan het, is om na die produk nader te vat aan die mark en jy weet ook 'n tipe van 'n movie night te hê om die hele familie te betrek, om jou boere en jou agente almal daar te hê, 'n lekker van aktiwiteite te hê vir die ouens, die produk bekend te stel in die spesifieke areas en dan sommer so 'n aand onder die sterre movie night te hê. En dit was die planne wat op die tafel was. Nou natuurlik met hierdie gogga soos jy hom noem,
Het het nou ons planne bietjie in die wiele gery en ons moet hier op nommer 89, sal dan nog nie op nommer 99 nie. Dus ons dink aan ander alternatiewe oor hoe gaan ons hierdie produk nog steeds launch, want business have to go on, nee, die besigheid staan nie stil nie. En dit is 'n oplossing, 'n great oplossing wat ons moet bring vir die boere. So ons kan dit nie uitstel na volgende jaar toe nie. Ons wil nog nie hierdie produk moet in die mark kom. En ons het bietjie gaan dink oor wat kan ons digitaal doen, want dit is al hoe ons nou mekaar kan bereik, net soos ek en jy nou die 2,5 kilos van mekaar afsit en ons het oor die rekenaar mekaar gesels. En ons het besluit om te kyk wat gebeur oral anders in die wêreld, binne in Syngenta en in China is daar met hierdie tipe van web-based seminare is daar so produkte gelons en ons het gevoel okay, dit is een manier om te doen, maar in Suid-Afrika wil jy nog steeds daai one-on-one conversation hê met die boer. Ons weet ons mag nie groot groepe wees nie, weet maar as jy nou sales manager en 'n agent die boer gaan besoek op sy plaas, dit is en dis ook 'n manier om die boer te gaan besoek op die plaas om 'n aanknopingspunt te hê. Hier is nou 'n nuwe produk en ons het besluit ons wil iPads vir die ouens gee. So die iPads is spesifiek Syngenta iPad en wat op hierdie iPad gelaai is alles wat jy wil weet van hierdie spesifieke produk. So as jy die iPad gaan aansit, gaan hy vir jou die videoetjie speel, die launch video wat vir jou vertel oor hierdie nuwe amazing produk. Hoe werk hy, hoe is hy toegepas vir jou, 'n bietjie proefresultate gewys. Hoe is hierdie produk ontwikkel en dan ook bykomende goeder. Soos hoe kan ons die iPad verder gebruik, dat dit nie net 'n launch is en dit hier stop nie, maar om inligting deur te gee vir die boere met 'n app wat ons gaan laai op die iPad. Daar sal ook 'n app wees met 'n speelietjie rondom hierdie ding vir die kinders wat ook die app natuurlik in die hande gaan hê. En wat ons ook dan kan push notifications doen. Ons kan surveys doen deur hierdie app gebruik te maak soos 'n ongoing proses. En ons gaan dit dan uitrol later hierdie jaar. So dit gee die geleentheid om die sales manager en die agent die app by die boer te gaan aflaai, wys vir hom hoe die meneer jy kry 'n app is 'n baie nice geskenk, jy kan hom gebruik vir jou kinders of om jou boerdery te bestuur. En hierso is alles van hierdie een spesifieke produk wat gefokus is net maar op aardappels. Hierso is sommer vir jou bykomende inligting van Syngenta en alles wat ons het in oplossings op aardappels. Dit is een van die inisiatiewe waarmee ons besig is en wat die virus ons geforce het om ons bietjie te verander, ons mindset te change en bietjie met nuwe inisiatiewe na die mark toe te gaan. Ek bedoel, dit is 'n fantastiese inisiatief. Ek bedoel, dit is so vars en 'n relevante benadering en ek dink wat ons voor die tyd ook vir mekaar gesê het, weet dis weer daai is 'n meetbaarheidskomponent wat met tegnologie gepaard gaan, wat goud werd is, wat jy nie noodwendig gehad het met groot byeenkomste nie. En nou het jy dalk steeds daai aangesig tot aangesig, baie meer intiem. Maar jy weet daar's hierdie iPad wat daai gratis ware toevoeging wat ek lief is om van te praat altyd. En dan derdens soos jy sê, jy kan nou begin data bymekaar maak. Ja, ek dink dit is een van die doelwitte van hom is ook om daai data bymekaar te maak. Ek dink dit is al die maatskappye is dit 'n groot uitdaging baie keer. En ek weet in landbou sukkel mense nogal daar om 'n sterk database te hê en om hierdie data weer te gebruik as mens vraelyste wil uitstuur om net 'n toets te doen, jy weet, hoe sien die mark sekere probleme in 'n sekere aspek of wat ook al jy wil hoor by die mark. As daar 'n nuwe pest of plaag is om te hoor wat is die ouens se opinie daaroor, wat is hulle behoeftes in die veld. En onthou hier teiken ons nou al ons groot boere byvoorbeeld op aardappels in 'n spesifieke segment. So jy het al hierdie groot boere se inkoop in hierdie ding en dis die ouens wat jy ook wil teiken as jy marknavorsing ook wil hê om weer verdere produkte te ontwikkel of om campaigns te hardloop op hierdie spesifieke. Also dis die data komponent wat ons hier uitkry. Ben, kom ons gesels 'n bietjie oor die hy's nou uit 'n nuwe naam, vertel ons 'n bietjie van die Grain Academy. Dis waar hy begin het. Aanvanklik gee ons 'n bietjie agtergrond. Nuwe naam en wat's aan die gebeur daarso. Ja, soos jy genoem het, die Grain Academy se naam het verander en hy staan nou bekend as die Leadership Academy for Agriculture. So die hele idee agter hier of die objektief hier rondom Syngenta het net besluit dat die toekoms van landbou nie aan toeval oorgelaat kan word nie, maar dat ons as 'n maatskappy aktief betrokke moet wees in die vorming van landbou met die fokuspunt op leierskap wat ek dink 'n leemte daar is in ons land en spesifiek in landbou ook. So 8 jaar gelede het ons in samewerking met Graan SA en Thinking Fusion. En Thinking Fusion is die programkoördineerders van die Leadership Academy. As ook met die Universiteit van die Vrystaat wat toe nog een van die maatskappye was wat saam met ons gewerk het, het ons begin met die Grain Academy.
Nou die doel daar agter ons het omdat soos ek vroeër genoem het, grane spesifiek die mielie-areas is Syngenta se grootste fokuspunt want dis waar ons die meeste produkte het en ons het besluit toe saam met Graan SA maak dit net sin om hierdie ouens te teiken. Want dis die ouens waar ons ken en dis waar ons ook meer kan besigheid doen as ons besigheid daaraan kan koppel. En ons het toe saam met hulle hande gevat, die universiteit is betrokke want dis 'n geakkrediteerde program hierdie. Dis nie sommer net 'n gewone kursus nie, hy is geakkrediteer by die universiteit. En ons het besluit toe om hierdie leierskapprogram om die been te bring met die fokuspunt om jong leiers te ontwikkel in die land en om hulle die nodige vaardighede en kundigheid te gee en om terug te ploeg en terug te vat na die sektor toe, om terug te ploeg in hulle besigheid en hulle nabye omgewigheid en ook 'n verskil te maak in hulle persoonlike lewens. So dis waar alles basies begin het. En hoe lyk hy vandag? Waar is hy terloops? En hoeveel studente het julle? Ja, as mens bietjie kyk na die studente, ons het ook 'n reunie gehad laas jaar en toe het ons nou mooi syfers gehad oor almal wat al deur hom was. So ouens wat al die Graan Akademie of kom ons sê maar Leadership Academy voltooi het, is omtrent so 150 kandidate. En daar was elke jaar was daar basies net een groep wat ons nou saamgestel het. Volgens die kriteria, so daar is ons 'n geleentheid vir so 25 kandidate om natuurlik om die program te voltooi. En een van die hoofdoelwitte om met die nuwe naam het ons besluit, jy weet ons wil meer boere of meer belanghebbendes in die industrie die geleentheid gee om die program te voltooi. So ons het besluit om uit te brei en dit is ook gepaard saam met die naamverandering wat dit gepaard gaan. En ons het vir hierdie jaar het ons 2 programme wat ons hardloop. So ons het ook natuurlik 'n nuwe borg ingekry wat AFGRI is hierdie jaar. En ons het dan die 2 programme wat hardloop met so 28 kandidate vir elke program. As mens kyk na die totaal was daar so 150 en dit is ook 'n ander fokuspunt vir dit. Dit is ook om 'n diverse groep ouens bymekaar te kry hierso. En as mens kyk na diversiteit, dit is nou in terme van kleur, mans, vrouens en nie net boere hoofsaaklik, maar ook mense wat werksaam is of 'n rol speel in landbou, ergens in een van die sektore in Suid-Afrika. As mens net om jou idee te gee van hoe lyk 'n samestelling van die groepsinema hierdie jaar. Die gemiddelde ouderdom is 31, want mens wil ook nie jou te jong ouens deur hom sit nie, want hulle het dan nog nie genoeg ervaring om iets te kan teruggee of om sinvolle gesprekke aan te knoop in die besigheidswêreld met ander besigheidsmanne in hierdie sektor nie. So ouderdomsgroep gemiddeld van 31, daar is so 19 mans en 9 vrouens, waarvan daar so 1/3 is swart, 2/3 is wit en dan so 2/3 is ook boere, waarvan daar omtrent 4 boere is wat met meer as 5000 hektaar boer. So jou groot kommersiële boere is ook hier ingesluit. En dan van die industrie en insetverskaffers is daar ook onderskeidelik 5 en 6 persone. So dit is eintlik deur die hele waardeketting, dan probeer ons mense bymekaar bring, want ook wat deel is van hierdie hele kursus is hulle leer nou hierdie vaardighede aan, maar dan is ook wat ons noem messy problems. So ons gaan kyk wat se probleme is daar in die landbou en dit word uiteengesit en hulle word dan in 4 groepe opgedeel en elkeen kry so 'n probleemstelling wat hulle leer moet hulle gebruik en toe te pas om hierdie probleme nou op te los. En dit is ook dan belangrik om opinies te hê uit verskillende oorde uit en denkwyses uit verskillende oorde uit vir hierdie ouens om saam te sit en met 'n oplossing te kan kom om hierdie probleme op te los. En aan die einde van hierdie kursus dan dra hulle dit ook na vore aan die paneel en ook weer vir hulle sal terugvoer gee oor hulle denkwyse en hoe hulle gedink en party van hierdie probleme in die verlede was daar baie goeie idees wat daar uitgekom het wat mens kan vat en mens kan gaan implementeer en daadwerklik 'n oplossing bied vir van die probleme wat ons het in landbou. Ek neem aan daai praktiese oplossings, julle skryf dit dan nou ook weer in die kurrikulum in. Ja, nee verseker, die praktiese oplossings word weer gebruik. So ek sê Thinking Fusion wat dan ons koördineer is doen vir ons die hele uitleg van die kurrikulum en hulle sit die hele program uiteen en hulle gebruik dit dan weer as gevalle studies ook vir die nuwe groepe wat kom die jaar daarna. Ek dink een ding wat ek wil noem nou met die nuwe naamverandering ook, het ons ook geskuif van die Universiteit van die Vrystaat na die Universiteit van die Noordwes. So ons werk spesifiek met die besigheidskole. En ons het nou ook oor gepraat oor Pikke en Koffie se besigheidskool. So ons is nou by die Pik se besigheidskool. En jy weet hierdie kursus ek het genoem hy's geakkrediteer. Nou hy's op 'n NQF level 7. So dit is nogal redelik hoog. Dit is nie net onder 'n graad amper nie.
presies. Ja, dit is ek dink amper van jou kleiner, jou 3 jaar grade is omtrent op 'n NQF levels 7 of 8. So jy weet dit is ook 'n geleentheid vir die ouens, want baie van die ouens gaan hulle is groot boere of baie van die boere byvoorbeeld, hulle gaan swat dalk en dan gaan hulle plaas toe en dan leer hulle op die plaas en hulle is 'n boer, hulle raak betrokke by die aktiwiteite op die plaas en 10 jaar later het hierdie ou nog nie eintlik veel verder gedoen om homself te ontwikkel nie. En jy weet dis een van die belangrikste aspekte. Ek sê altyd jy moet altyd sien hoe jy jouself kan verbeter en jouself verder kan ontwikkel en dis 'n uitdaging vir elke ou wat in enige bedryf is eintlik daar buite. Want jy weet die gesegde is 'n plant wat nie verander nie, groei nie. So hy is besig om dood te gaan. En dit is net so van toepassing hier ook. Jy weet en hierdie ouens het nooit geleenthede weer nie. So hierdie is 'n groot geleentheid vir hierdie ou. Hy het bietjie meer ambisie, hy's 'n leier in sy gemeenskap en hy het iets om terug te ploeg. Hy sit al op die streeks groepie of op die kleiner groepie is hy dalk die voorsitter van die streek of wat, maar dit is waar dit stop. Maar hoekom is so ou ontwikkel? Want hierdie ouens nodig in ons land om te kan gesels op 'n hoër vlak, op 'n streeksvlak of 'n nasionale vlak, waar politici betrokke is om die voice van boere oor te dra. Het mens eintlik boere nodig ook, of mense wat in die industrie werksaam is. En dis wat hierdie program so nice maak, om hulle daai vaardighede te gee, om op daai vlak te kan gesels. En ek dink een van die goeders wat altyd 'n groot uitdaging is, soos jy gehoor het toe ek sê, hoe die groep nou half opgebreek is baie van hierdie ouens is slegs Afrikaans. En hulle praat net Engels uit selfverdediging uit, en hierdie hele kursus is in Engels. So daar's klaar jou eerste ontwikkelingsgeleentheid. Ja, dis 'n groot ontwikkeling. Weet as jy ouens daar aankom, hulle kan nie lekker Engels praat nie. Dis maar vir al ons Afrikaners moeilik, maar nou moet hulle die hele tyd dink en praat in Engels, en dis ook nog akademiese Engels, so dit is 'n uitdaging. Hoe dit hulle ook verander en hoe hulle gemakliker word in hulle self. As hulle kom hier op die einde en hulle moet daai presentation doen, al praat hulle in gebroke Engels. Maar net hoe hulle daai meer selfvertroue het om te kan praat in Engels, al praat jy dit nie vlot nie, al maak jy baie foute, is okay. Solank jy met daai ontwikkelings deurgegaan het. En weet jy, die stories en suksesverhale wat hier uitkom is altyd great, van die ouens en vrouens wat sê, hoor my man hier terugkom, is hy's 'n ander mens. Sure. En dit gee net daai perspektief of ander uitkyk op die lewe om op deur hierdie proses te gaan. Al die kwalitatiewe komponente, wat mens maklik miskyk, maar wat tog so groot impak maak. Ja, presies. So julle vertel ons, kyk, so waar, hoe lank is 'n kursus? Wat kos dit 'n kursus? Jy weet, is dit gee ons net 'n bietjie meer vleis om hoe dit 'n maandag tot Vrydag in hierdie kursus lyk? Okay, ja, kyk, so die boere is almal besig, so ons probeer dit is basies 3 seksies, kan mens maar sê, of 3, wat is die goeie woord vir dit? 3 sittings. So hoe so 'n kursus basies sal lyk, is die eerste sitting sal plaasvind hier begin Februarie. Dan kom hulle almal bymekaar by een plek en hulle is vir so 3 tot 4 dae wat hulle almal daar bly en hulle begin nou die kursus word afgeskop. Dan gaan hulle almal terug, dan is die volgende sitting hierso middel einde Maart is die volgende sitting. En dan is die laaste sitting hierso in Junie maand. So elke sitting is so 3 tot 4 dae lank. En dan natuurlik tussendeur het hulle ook take wat hulle moet doen. En party van die ouens, jy weet, kom weer bymekaar elders by 'n gesamentlike plek om hulle take te voltooi of om probleme na aan te werk en oplossings te vind daarvoor. So die offisiële sittings is basies 3 sittings en dan die laaste sitting gewoonlik gaan dit gepaard met die grade plegtigheid wat nou bietjie gaan verander by die Universiteit van Noordwes. So ons gaan nou en omdat daar 2 groepe is. So elkeen gaan hulle 3 sittings hê en dan gaan die grade plegtigheid inval by die universiteit se grade plegtigheid aan die einde van die jaar. En die ander vraag wat jy gehad het is die koste van die Dit is nogal duur vir die kursus en ons dit maar mens kan min of meer as mens nou alles moet in ag neem en jy moet dit nou verdeel tussen die 25 of 26 kandidate wat per jaar daar deurgaan, dan is dit hier by die 80-90 000 per kandidaat. En hierdie ouens, hoe kies julle? Hoe besluit julle? Is daar 'n waglys want julle het nou net soos jy sê 25 sitplekke op beslag, né? Ja, so ons het in die verlede het ons altyd gegaan, ons het maar oral geadverteer en dan kry jy maar jou aansoeke.
En dan het ons deur dit gewerk om die 25 wat nou half aan die kriteria voldoen wat ons dink is geskik deur die kursus te sit. En ons is ook 'n paneel tussen Syngenta en die Thinking Fusion en Graan SA wat dan sit en deur elke CV werk en kyk voldoen hulle nie. Maar in die laaste 2 jaar het ons ook baie gewerk op verwysing. So ouens wat reeds deur die kursus was of agente byvoorbeeld wat in 'n spesifieke area werk wat leierboere in daai area kan identifiseer en dan nomineer om aansoek te doen vir die kursus is die pad wat ons gevat het oor die laaste 2 jaar en ek dink dit werk eintlik baie beter dan adverteer jy nie meer so wyd nie, maar jy kry die kwaliteit aansoeke van die En dan maak dit eintlik nogal moeilik want laas jaar het ons gesit en dit was ek 'n kwaliteit ouens wat aansoek gedoen het. Dit was moeilik om net 'n groep te kies van 25 want jy wil nie die ouens wegwys nie want almal kan eintlik die kursus doen. En dis ook een van die redes hoekom ons besluit het daar moet nog 'n kursus per jaar gedoen word om meer ouens die geleentheid te gee en om 'n groter impak te kan maak op landbou. Ja, so basies ons sit en dan gaan ons so deur die lyste en ons kies die ouens volgens die kriteria. En waar kom hulle bymekaar? Ja, ons besluit maar elke jaar watse plek is gesorg. So ons probeer dit ook altyd op verskillende plekke hou. Ek dink 2 jaar gelede was die eerste 2 sittings was in die Kaap gewees. Ons het almal afgevlieg Kaap toe en dit was nogal lekker vir die ouens gewees. En die laaste sitting is altyd gewoonlik in die dorp waar die universiteit is. So dit was altyd in Bloemfontein gewees waar dan gepaard gegaan het met die grade plegtigheid. Laas jaar het ons hierso in Arini, nie die plek se naam onthou nie, maar dit is net hier om die naby Arini golfbaan. Is daar 'n venue daar so waar die 2 sittings was daar gewees en die laaste sitting was dan ook in Bloemfontein. En hierdie jaar is hulle daar in Harties by 'n venue daar in Harties waar hulle bymekaar kom en dan sal die laaste sitting 10 ook in Potchefstroom plaasvind. Ben, baie dankie. Dit was heerlik om met jou te gesels. Dis fascinerende goed waarmee jy besig is en ek wil dis net vir my so vir jou vroeër genoem het, is net fantasties weer om te sien hoe tegnologie dat die menslike komponent is nog sentraal, maar jy weet die digitale komponent word al hoe meer daar wil ek sê tussendeur geweef. So wel gedaan en alle sterkte vir die res van 2020. Ek dink dit gaan 'n interessante jaar wees om die minste te sê. Ja, baie dankie vir die geleentheid en dankie dat ons kon gesels. Dit was regtig my lekker geweest en dit is lekker om ook bietjie te deel wat ons doen in die landbou en wat ons doen as 'n maatskappy as Syngenta en dit bietjie uit te kry daar buite dat mense sien hoe mense verkoop nie net gif nie. Jy is ook betrokke by klomp verskillende aspekte en aktiwiteite, nie net in die landbou, maar ook ander aktiwiteite waarmee ons besig is behalwe net verkope. Ja, soos ek altyd sê, 21ste eeuse bemarking is daai ware gratis ware toevoeging. As jy nie daarmee wegspring nie, dan is jy dood in die water. So maar duidelik verstaan julle dit. Ja, ek hoop ons verstaan dit en ons is ook altyd besig om te kyk na nuwe geleenthede, nuwe innoverende geleenthede, hoe kan ons verander? Die vraag is ook altyd wanneer verander mense ding en terwyl jy aan die top of your game is dit weer tyd om te kyk na hoe kan mens weer verander om nog beter te wees. Ek dink ons is 'n innoverende maatskappy en is maar vir ons ook bekend staan daar buite. En ons is heeltyd besig om te verander en besig met nuwe goedjies, nuwe dinge. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou jy kan die John Deere podcast reeks kry op Apple Podcasts of Google Podcasts, Spotify of SoundCloud. As jy gehou het van hierdie episode en die reeks, asseblief deel dit met jou vriende en familie en ons sien uit om altyd van jou te hoor. So enige terugvoer sal ons op reg waardeer. Laat die wiele rol.